die Bybels oop te maak by Matteus 24 en ek lees vers 22. En dit is weer eens 'n welbekende gedeelte vanoggend wat ek met ons deel. En jy kan ook op die skerm volg. En die woord van God lees as volg. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Mag die Here sy geleesde woord vandag seën. Goeiemôre julle van dit goed. Ek sê julle is aansienlik meer bietjie nou om sit gedog. Oei, wegraping het plaasgevind of almal is met vakansie, maar sien daar's nog heel wat met vakansie is, maar van die wat hier is, wat Jan tuis bly sy karretjie gebly het, baie dankie en baie lekker om die Kempton Parknare, is dit wat julle is, Kemptonare ook hier te sien vandag, en ons hoop julle sal saam met ons geseënd wees. Persoonlik van my kant af, dink ek hierdie boodskap wat ek vanoggend bring, het ek net 10% voorberei, maar is die moeilikste boodskap en seker die belangrikste ene wat ek seker al van 'n kansel afgegee het. Ek voel bietjie regtig onvoorbereid, maar ons glo die Heilige Gees sal vir ons intree en ons seën ten spyte van my onbevoegdheid, my gebrokenheid en my sondigheid. Maar voordat ons voortgaan, kom ons sluit die oë aan en dan bid ons saam, is dit reg? OK. Liewe Heer, baie dankie dat U ons liefhet, dankie dat ons hier kan wees en soos ons vroeër gesê het, dis die laaste Sabbat van 2025. En wat 'n jaar was dit nie. En nou lê 'n nuwe jaar voor ons. En wat gaan dit nie wees nie. En daarom kom ons nou, liewe Heer, en ons gooi die kaarte op die tafel vanoggend. En ons moet eerlik wees en ons moet realisties wees en ons moet prakties wees. En Here, ons vra nou vir U teenwoordigheid. En ons vra dat U in ons midde sal kom en asseblief my sal lei, U woord sal oopmaak, U woord lewendig sal hou vir ons en laat U alle wêreldse gedagtes tans uit ons gedagtes sal neem. Laat U vir ons innerlike vrede sal gee. Laat U vir ons hoop sal gee en laat ons kan vashou vir die tyd wat kom, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. So, ek wil gou by julle hoor, hoe was julle 2025? Nou almal so stilstype kry. Ons het dit gemaak. Ja, daai klink so reg hoor. Ons het dit gemaak. Ek kyk hierdie week 'n video, maar is nou obviously 'n gespottery met die jaar wat agter ons is. En ek glo nie dis uit 'n gelowige oogpunt uit nie, maar ek neem aan is een van hierdie cage fighting women. Nee, want sy's pers geslaan man. Die oog staan so en alles en dan vra hulle vir haar, how was 2025 for you? En sy sê, no, I'm glad I made it. Dit sê, seker goeie dag, dit klink soos my 2025. Ek voel so pers geslaan met die oog wat toe is en alles. En ek weet van baie wat hier sit, was dit nie 'n maklike jaar nie, is ek reg? Het was nie 'n maklike jaar nie. Baie mense hier het trauma beleef, baie mense het hartseer en pyn beleef. Baie mense het mismoedig geraak. Ek het soms mismoedig geraak. Baie mense het hoop verloor. Ek het soms hoop verloor. Maar nou wil ek julle ongelukkig net die realiteit sê 2026 gaan nie beter wees nie. Het gaan nie beter wees nie. So volgende week draai die jaar en dit beteken dan wat? Wat vir ons as gelowiges? Wat beteken dit? Nog nader aan wat, Vanus? Aan die wederkoms. En hoe naby sal dit wees? Hoe naby sal dit wees? Baie naby. Okay, ek kort nou net spasie om al my goed neer te sit, maar okay. So dit sal baie naby wees en dit beteken wat vir gelowiges? Of nee, kom ek sê, wat beteken dit vir die kind van God?
Ja, daar kom eers iets voor blydskap en vreugde. Vervolging, moeilike tyd, is dit nie so nie? So nou wil ek gou by julle hoor, wie van julle het al pyn in julle lewe verdaal? En ek bedoel nou nie, as ons nou op 'n Lego blokkie in die aand op pad badkamer toe in die donker dit trap nie, nie daai tipe pyn nie, regte pyn, wie het al seer gehad? Wie het al eina gehad? Wie van julle het al benoud gevoel in julle lewe? Maar soos rarig benoud dat jy nie asem kry nie. Ja, ek kan onthou, daai tyd toe COVID net kom, toe kry ek dubbele longontsteking, of ek kan nie onthou wat dit is nie. Ek was nog nooit so benoud in my lewe nie. Wanneer jy hoes en jy hoes bloed op, wanneer jy in die aand nie asem kry nie. Nou ek wil net hierdie gedeelte vir julle weer lees, in Matteus 24. So die disippels is verskriklik bekommerd, want Jesus het 'n uitlating gemaak. En wat het Jesus in Matteus 24? Wat is die uitlating wat Jesus in Matteus 24 maak? Hy sê iets, hy staan so op die berg en hy sien wat? Wat sien hy daar in die verte lê? Die tempel. En wat sê hy van daardie tempel? Dat het totaal afgebreek gaan word. Die tempel was maar 'n vervalle plek, het soos Hielbrau gelyk, is ek reg? Nee, dit was 'n punt van trots vir die Joodse nasie gewees. Dit was mooi gewees, die goud en die silwer en alles het so geskitter in die sonlig, heel waarskynlik toe Jesus so oor die berg kyk na die tempel, in al sy glorie, en Jesus sê vir haar die Joodse manne, daar gaan nie een steen op 'n ander oorgelaat word nie. En Jesus praat so 'n bietjie oor die volëinding van die wêreld en die wêreldse geskiedenis. En hoekom is dit belangrik? Hoekom besluit Jesus daar en dan, laat hy daardie twee gebeurtenisse met die volk van Israel, of althans met die disippels sou deel? Hoekom is dit belangrik? Hoekom besluit Jesus op daardie oomblik? Wat het voor Jesus gelê? Sy kruisdood. En wat beteken daardie kruisdood? Wat het hy gaan doen? Hy het die groot versoeningsprys vir my en jou gaan betaal, sodat dit wat skeiding tussen my en jou en die Vader maak, versoen kon word, uit die pad geruim kon word. Wat dan vir ons op die ou einde van die dag? Wat is die groot Christen geloof se hoop? Die wederkoms. Sodat ons vir ewig in die teenwoordigheid van God sal lewe en vir ewig in die teenwoordigheid van Jesus sal lewe, waar daar geen meer dood, siekte en smart sal wees nie. En Jesus kyk oor hierdie tempel en hy sê vir hulle, sien julle hierdie ding? Hierdie ding is 'n struikelblok vir die evangelie. Die tempel is 'n struikelblok vir die evangelie. En daar sal nie een steen daarop raak. En daardie disippels kan dit nie glo nie. Hoe kan dit wees? Dit is dan die huis van God. En hulle maak dadelik die konnektasie, as die tempel afgebreek moet word, moet dit die einde van die wêreld wees. En Jesus adresseer twee gebeurtenisse so, met die hoop dat hulle sal sien, dat die volëindiging van die tempel nie noodwendig die volëindiging van die wêreld gaan wees nie. Maar laat die evangelie nog steeds sal seëvier tot op 'n sekere dag. Laat die evangelie groter as die tempel is. Amen. OK. Alright, en dan kom Jesus en hy's reg by die einde. En hy sê hierdie woorde in vers 2. Kom ons lees vers 21. Want daar sal groot verdrukking wees. En daardie Griekse woordjie vir verdrukking verwys eintlik na 'n strafregtelike proses wat gebruik was. Wanneer jy nie die waarheid wou praat nie, of wanneer jy nie saam met die stroom wou gaan nie, 'n swaar gewigte op jou bors gesit. Swaar gewigte. Tot op 'n punt dat jy nie meer kon asem kry nie. Tot op 'n punt wat jy die lewe gegee het, gesterf het. Kan julle dit vir julle indink? Daar lê jy vasgeketting en hulle sit gewigte hier bo op jou bors.
totdat jy jou bors indruk en basies eintlik die lewe uit jou uitdruk. Ek dink ons sal dit seker kan vergelyk met 'n leislang. Ek dink dit moet 'n verskriklike manier wees om te gaan, om te smag na asem. En jou bors kan nie eens optel om asem te haal nie. En Jesus gaan en hy gebruik daardie term en sê, want daar sal daarvan groot verdrukking wees. Vir wie? Vir wie? Vir my en jou. Die kind van God. Soos daar van die begin van die wêreld af tot nou nie gewees het nie, en ook nooit sal wees nie. En dan kom die Here en hy sê, en as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar terwille van wie? Ons kan nou nie vandag oor uitverkiesenes leer praat nie, maar terwille van wie? Terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Ons kry presies dieselfde boodskap in Daniël 12. Daniël 12 wat eintlik moet deel maak van Daniël 11, die hoofstukverdeling is verkeerd daar. In Daniël 11 sluit dit af met die oorlog tussen die koning van die noorde en die koning van die suide. Wanneer ons daardie twee konings ontleed, moet ons verskriklik nederig wees. Koning van die noorde, heel waarskynlik die Romeinse Ryk. Wat oorwinning kry oor die koning van die suide, wat beteken enige iemand wat ateïsties is, wat teenoor die koning van die noorde staan. Wat ook al hulle definisie mag wees van ateïsme. Enige definisie van die Romeinse Ryk, van ateïsme. En dan kry daai koning van die noorde oorwinning, reg hier aan die einde van tyd, oor die koning van die suide. En dan kom dit in vers 1 van Daniël 12 en dit sê, in die tyd, wat se tyd? Die tyd van daardie oorlog. Wat se oorlog is dit? 'n geestelike oorlog. So waaroor gaan hierdie hele stryd waarin ons mekaar nou kry? Oor aanbidding. Oor wie ek en jy aanbid. Wie en ek en jy aanbid, ons staan in daardie stryd. En die stryd gaan oor jou siel, Jan, en oor my siel. Net hier voor die wederkoms van Christus. Kry daardie stryd sy klimaks. En dan kom Daniël en hy pen hierdie woorde neer. En in die tyd, wanneer daar geen hoop is nie, wanneer dit voel of ons verlore is, sal Michael, die vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. Daardie woord in Hebreëus beteken, hy tree in. Hy gaan nou intree, optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, vandat 'n volk bestaan het op die tyd nie, maar ook in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. So daar kom 'n tyd, 'n verskriklike tyd, soos daar nog nooit was in die geskiedenis van hierdie wêreld nie. En daar gaan 'n stryd wees oor jou siel en oor my siel. Oom Nick, en dit gaan so voel asof ons verdruk word. Die las wat op ons skouers gaan lê, wat op ons gaan druk, gaan so erg wees, dat ek en jy nie gaan kan standhou in hierdie stryd nie. Die duiwel is daarop uit om ons siele te vernietig, om ons as mens te vernietig. En wat gaan hy gebruik? Wie gaan hy gebruik? Diegene om ons. So nou kyk in die Bybel. Diegene om ons. En dan kom Jesus en hy sê, as gevolg van die uitverkorenes, sal ek daardie dag verkort. Want as ek dit nie doen nie, sal nie een van julle gered word nie. Nou wil ek vir julle vandag vra, wie van julle dink julle is gered? Hoekom dink julle is gered? Ja. Omdat Jesus vir die kruis gesterf het. Ok, Jesus het vir ons die kruisdood gesterf en ons het dit aangeneem. Enig iemand anderste?
Weet julle, daar gaan 'n tyd kom in hierdie wêreld se geskiedenis, wanneer Jesus daar in die hemelse heiligdom gaan sê, dit is volbring. Daai ganse leermag van engele gaan op daardie stadium hulle krone voor sy voete neergooi. En dan gaan Jesus die woorde uitroep van Openbaring 22 vers 11. Laat hulle wat veiler is nog veiler word. En hulle wat? Ekskuus, dat ek dit net heilig is nog heiliger. So wat beteken dit? Wat onttrek van hierdie wêreld? Die Heilige Gees. Is dit op een stadium op een dag? Of onttrek die Heilige Gees stelselmatig? Daar's 'n verhaal in die skrif opgeteken vir jou en my, vir die tyd waarin ons lewe. Dit is Jakob se worsteling met die engel. Jakob se worsteling met die engel. Ekskuus, hierdie was nou net die inleiding, dat ek kan kom by Jakob se worsteling met die engel. Maar ek gaan hoop om nie julle tyd lank te vat nie, want hierdie is belangrik. Want wie weet, ek weet nie hoe lank het ons nog oor op hierdie aardse bestaan nie, maar as ek so na die wêreld kyk en die dinge wat in die wêreld gebeur, is dit vir my duidelik dat die Gees van God is besig om te onttrek. Die rampe of die geboortepyne, wat ons dit ook al wil noem, van Matteus 24, die tekens van die koms van Jesus raak net meer intens, dit raak net erger. Ek meen, kyk hierdie jaar, almal is by die see, maar almal voorspoel. Oral is dit net vloede, reg rondom die wêreld gaan dit so. Die rampe raak net meer. Die onmenslikheid van die mens raak het al hoe meer. Broer en suster draai teen vader en moeder. Mense beklei met mekaar. Mense pleeg moord asof 'n lewe niks beteken nie. Genesis 32 vers 1. Ek wil net hê vandag ons moet besef wat moet ons doen om versekerheid van verlossing vir hierdie tyd van verdrukking, waar niemand kan bestaan as Jesus Christus nie die dae sou verkort nie. En dit is nie 'n boodskap van angs nie, dis eintlik 'n boodskap om God se liefde te beklemtoon. Want waaroor is Jesus dan in die tyd van einde besorg? Waaroor? Oor sy uitverkorenes. Waaroor is die disippels bekommerd? Oor die tempel en sy glorie en alles wat daar gaan. Waaroor is Jesus in Matteus 24 bekommerd? Oor die mens. Waaroor moet ek en jy bekommerd wees? Oor die mens. Die mens. OK, daar kom ons. Jakob het ook verder gereis en die engele van God het hom ontmoet. Toe hy hulle sien, sê Jakob, dit is die leer van God, en hy het die plek Mahanaim genoem. En Jakob het die boodskappers uitgestuur voor hom uit, na sy broer Esau in die land Seir, die landstreek van Edom. En hulle het bevel gegee met die woorde, so moet jy aan my heer aan Esau sê, so sê Jakob, u dienaar, ek het as vreemdeling vertoef by Laban, en daar gebly tot nou toe. En ek het my beeste en esels en kleinvee en slawe en slavinne verwerf, en my Here dit laat weet, sodat ek guns mag vind in u oë. En die boodskappers het na Jakob teruggekom en gesê, ons het by u broer Esau gekom, en hy trek al reeds tegemoet en 400 man saam met hom. Wat het hier gebeur? Wat is die issue tussen Esau en Jakob? Jakob het hom bedrieg. Hy het sy eerste geboortereg gesteel. Maar wie was Esau? Hy was die man van die veld, hy was die ou met die spiere, as julle met my. Hy is die ou wat weet hoe om 'n swaard te gebruik, en wie was Jakob? Hy was mama's boy, hy was die sagte, hy was elke dag in die tent, hy het sy ma gehelp kook, nie regtig omgegee wat buite omgaan nie. Dit was vir hom makliker om 'n bakkie lensies te maak, as om 'n bok te gaan skiet. Hy het net maklike uitweg gesoek, reg? En toe Esau hom uitvang, wat gebeur toe? Toe vlug hy. Maar hoekom? Hoekom vlug hy? Vir wie was hy bang? Vir Esau.
Hy het gevlug vir sy lewe. En hy gaan spandeer toe baie jare in die vreemde. En hy maak al hierdie skatte bymekaar. Maar waarheen is Jakob nou op pad? Terug. En hy stuur al hierdie geskenke en beeste en slawe en slavinne vooruit as 'n versoenoffer met Esau. Maar toe sy boodskappers terugkom, sê hulle van wat vind hulle? Hy is op pad met hoeveel man? 400. Esau was ongewapend geweest, weet julle dit? Jakob, skien. Jakob was ongewapend en Esau, hy was gewapend. Wat was sy motief geweest? Wat sou hy kom doen? Jakob om die lewe bring. Geliefdes, ons lewe so in 'n geestelike wêreld. Daar dinge is wat ons dalk in ons verlede gedoen het, waar daar Esau's is, wat op pad is. Wie was in Esau se hart gewees toe hy pad was om Jakob te kom vernietig? Die duiwel. Wat gaan met jou en my gebeur, net voor die volleinding van die wêreld? Die duiwel gaan in wie se hart inklim? Die broer en suster langs jou. Is ek reg of is ek verkeerd? Die broer en suster langs ons. En Jakob het gesê, o God, my vader, van my vader Abraham en God van my vader Isak, o Here, wat my beveel het, gaan terug na die land en jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat u aan my knegt bewys het, want ek het my met staf oor hierdie Jordaan getrek, en nou 2 laars geword. Red my tog uit die hand van my broer. Waartoe wend Jakob om? Tot gebed. Tot gebed. Jakob weet, hier is hy in die moeilikheid, hy kan dit nie doen nie. Geliefdes, ek wil vir julle sê, in die tyd wat voor ons lê, oor 'n paar dae se 2026, daar lê 'n stryd voor ons, eintlik die stryd in 2025, was al klaar te veel gewees vir ons, dis hoekom ons lyk soos daai girl wat so pers geslaan is, maar weet julle waar was ons nie? Ons was nie in gebed gewees nie. Ons het hierdie stryd op ons eie aangedurf. En kyk hoe lyk ons vandag, kyk hoe voel ons. Jan sê net, ons het dit gemaak. Ons het dit gemaak. Ne? Ons was nie in gebed nie. Otto het ook vanoggend in die lesstudie daaroor gepraat. Ons bid nie genoeg nie. En die verhaal is lank en dit gaan oor 'n gesprek tussen Jakob en die Here. En naderhand raak die vrees so baie vir Jakob, hy stuur almal weg. Sy vrou en sy kinders en alles. Naderhand het hy niks meer by hom nie. Wat het ons net nou gesing? Gee alles oor aan Jesus. Ons moet alles oorgee. En daar in die oomblik toe Jakob niks meer het nie. Hy het gedink, hierdie is die oomblik wat sy lewe gaan red, want as Esau nou by hom gaan kom, gaan hy hom sien as wat? Armsalige ou mannetjie wat niks het nie. Hy het gehoop, dit is sy saving grace. Maar Jakob het alleen agtergebly, vers 24. En 'n man het met hom geworstel tot die dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heubeen, sodat die heubeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het aangebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy u my seën nie. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en die mens, en het oorwin. So wat is die ding wat ons die versekering gaan gee, dat ons gered gaan word? Wanneer ons alles oorgee. Onder inspirasie van God, het Jakob aan Esau teruggegee, eintlik meer as wat hy van hom sou gevat het met sy eerste geboortereg.
So eerstens maak Jakob reg met Esau wat hy teen hom gesondig het. Esau se hart is swart. Maar Jakob worstel. En daarin sy alleenheid wat hy niks meer oor het nie, worstel en toe daai man in hom vat, hy's ingebed, hy bely sy sondes voor die Here, en hier is dit, wat ons die versekering gaan gee. Wanneer ons daar in die stilte, wanneer ons niks oor het nie, wanneer ons worstel met God en ons sondes bely, en skielik vat daar 'n man in hom, en wie dink Jakob is dit? Hy dog is die vyand, hy dog is Esau of een van Esau se manne wat hom nou om die lewe kom bring, en hy spring op en hy begin te worstel, maar wie is dit eintlik wat hier in hom vat? Die engel van die Here. En hy worstel met hom. En die engel sien die dag kom, die son kom op en Jakob laat hom nie gaan nie. En hy slaan hom op die heup. Laat hy die heup uit lid uitraak. Wie dit al gehad? Wie het al 'n ledemaat uit lid uit gehad? Dis nie baie plesierig nie. Maar ten spyte van daai pyn doen Jakob wat? Hy hou vas en hy sê, "Daar's nie 'n manier nie. Ek gaan nie gaan nie voordat U my geseën het nie." En wat sê die engel vir hom? Wat is jou naam? Die engel nie geweet wat is sy naam nie. Hy sê, "Wat is jou naam?" En hy sê, Jakob. En wat beteken Jakob? Bedrieger. Nou kan ek vir julle vanoggend ook hier sê, elkeen wat hier sit, is 'n Jakob of 'n Jakoblina. Né? Ons is bedriegers. Ons is sondaars. Maar omdat hy sy sonde daar in sy stilte bely het voor die Here en geworstel het met die Here, sê die engel vir hom, jy gaan nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Hoekom? Want jy het geworstel met God en die mens en jy het oorwin. En Jakob staan nou op en hy doen wat? Hy stap sy broer tegemoet. Was die kans nog steeds daar dat hy om die lewe gebring sou word? Verseker. Hoekom was hy nou nie meer bang nie? Dit maak nie meer saak nie. Hoekom? Want sy saak met sy broer en met God is reg. So ons gaan 'n tyd van benoudheid hê. En wanneer gaan die benoudheid ons oorval? Wanneer ons saak met ons broer en ons God nie reg is nie. Maar wanneer dit reg is, gaan ons wat ook al ons trotseer, uitstap, tegemoet. En wat ook al oor ons pad kom, gaan nie saak maak nie. Hoekom? Want ons saak met God en met ons broer is uitgemaak. So wat is daar vir jou en my om te doen in 2026 wat voor ons lê? Gee alles uit. Nee, nie bankrekening, dis nie wat ek sê nie. Verkoop dit wat jy het en gee alles oor aan Jesus. Staan so alleen voor hom. Maar staan gaan jy nie help nie. Ons gaan op ons knieë moet wees. En ons gaan ons sondes moet bely. En ons hart moet leegmaak. Want daar kom 'n verdrukking oor hierdie wêreld wat so erg gaan wees, dat niemand in die geskiedenis van die mense moet al ooit so iets gesien nie. Dis die woorde van God, nie my woorde. Dis nie 'n doemprofeet nie. Dis nie net negatief nie, dis iets moois. Dis waar ek en jy 'n Jakob kan wees en kan besef, ek is 'n bedrieger. En ek kan myself nou leegmaak voor die Here. Ek kan met hom worstel. Maar ek het ook die geleentheid vanus om met enigiemand 'n saak reg te maak wat ek daardie persoon te nagekom het. Want die Here gee ons vir die bediening van versoening. Volgens Efesiërs. Om daardie saak reg te maak. Sodat wanneer daar die tyd van verdrukking kom. Want ek sê nou vir julle, die duiwel gaan die mense om ons gebruik om ons te vernietig.
om ons. Waar het die verdrukking vir die vroeë kerk vandaan gekom? Van binne die kerk. Weet julle dat hierdie boekie vertel ons, dit sê, dat ek hom lang genoeg opgaan, daardie boekie vertel ons, dat selfs na Stefanus se dood, daardie priesters en daardie Jode, elke Sabbat na die tempel toe gegaan het. Elke Sabbat het hulle gebede gedoen op die altaar en hulle het seëngebede uitgestort. En daar word geskryf in daardie boek, en hulle het nie geweet, God se teenwoordigheid was nie meer daar nie. Hulle het net aangehou met die routine, die rituele. En my gebed dan vir ons, as kinders van die Here, is dat ons rituele en routine bietjie een kant toe skuif. Laat ons seker maak dat die Gees van God nog in ons midde is. Laat ons die saak met mekaar uitklaar. Laat ons met mekaar worstel. Maar laat ons ook met die God van die hemel worstel. Sodat ons innerlike vrede kan hê. Vir daardie tyd wat gaan voel of wat ons gaan verdruk. Met die wete dat in die groot verdrukking en in die groot stryd, al wat saak maak vir ons se heiland, is die lewe van sy geliefdes. En dat daar 'n dag gaan kom wat hy gaan opstaan, gaan intree, sodat die dae verkort mag word, sodat ek en jy gered kan word. Dis daar die laaste pylvlak waarin ons nou is. Wie van julle wil daar wees? Wie van julle wil daar wees? Tussen daardie uitverkorenes, wanneer die Here kom. Amen. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, baie dankie vir die liefde en die genade. Liewe Here, ons lewe in ernstige tye. En dit is nou die tyd wat ons sake moet regstel. U het ons die geleentheid gegee om alles wat ons het bymekaar te maak. Op 'n geestelike vlak. En nou moet ons dit daardie skatte wat U vir ons gegee het, wat ons bymekaar gemaak het, nou het ons die geleentheid om dit te gebruik. Daar waar ons verkeerd was, om reg te maak. Daar waar ons iets het wat tussen 'n broer en 'n suster van ons staan, om reg te maak. Maar liewe Here, ons het ook die geleentheid nou, wanneer ons alleen voor U staan. Ek kan nie namens Vanus sy sondes bely nie, liewe Here. Ek kan nie namens Ariana haar sondes bely nie. Ek alleenlik my sondes voor U bring. Ek kan dit bely voor U, want die tyd van die uur van die oordeel het nou gekom. En is nou die tyd dat ons dit moet bely. Voordat dit te laat is. Sodat wanneer ons worstel met U, ons naam van Jakob mag verander na Israel. Hulle wat met God en met mens geworstel het en oorwin het. Help ons om daardie oorwinning te behaal. Is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen.